Hebreërs 12 is nogal 'n moeilike gedeelte in die Bybel, en as jy hom mooi gaan verstaan, gaan hierdie gedeelte ook vir jou iets beteken, en mag jy ook hierdie boodskap saam met jou neem. As jy jou plek het, sê amen. Hebreërs 12 vanaf vers 20 sê, want julle kon nie die gebod verdra nie, selfs as die dier die berg aanraak, moes hy gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word. Nou stop gou daar. Die Hebreërs skrywer, hy sê, dat in die Ou Testament, het die Israeliete opgegaan na die berg van die Here toe. Dis waar God se heiligheid was, dit was waar God se teenwoordigheid was, en as daar 'n dier aan hierdie berg geraak het, dan moes hierdie dier doodgemaak word, in die Ou Testament. Maar vers 22 kom hy by die Nuwe Testament, hy sê, maar julle, hy praat van my en jou, het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, en die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele. By die feestelike vergadering van die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en die geeste van die volmaakte regverdiges. Eintlik wat hierdie vers sê is, dat ek en jy is meer bevoorreg as die Israeliete. Die Israeliete moet opgaan na 'n berg toe om God te ontmoet, maar ek en jy, die kinders van die Here, het op 'n plek gekom waar ons nie na 'n berg toe moet kom nie, maar ons het die Here by ons. Ons gaan hemel toe. Ons is deel van die eersgeborenes van God, en ek en jy is bevoorreg om in die Nuwe Testament te kan lewe, want nou het God afgekom na ons toe. Hy is nie meer op die berg nie. Maar dan kom die skrywer by vers 24, hy sê, en julle het gekom by Jesus, amen, die bemiddelaar van die Nuwe Testament, en van die bloed van die besprinkelinge, en hoor mooi wat sê hy, wat van beter dinge spreek as Abel. Die Bybel kom, en in die Hebreërs skrywer is duidelik, hy sê, dat ek en jy is bevoorreg om in hierdie era te lewe, want ons het 'n verhouding met God die Vader, en ons is by Jesus, die bemiddelaar van die Nuwe Testament, ons het deel van die besprinkeling van die bloed van Christus, wat van beter dinge spreek as die bloed van Abel. Die versie wat ek wil uithaal is net die laaste reeltjie, hy sê, dat die bloed van Jesus spreek. Nou, dit klink baie keer onmoontlik om te dink dat bloed kan praat, of dat bloed iets kan spreek, maar ek wil hê jy moet vanmôre so in die begin van die boodskap besef, dat dit is die waarheid, dat in die fisiologiese afdeling, in die wetenskap, maar ook in ons geestelike lewe, is dit 'n feit, so waar as wat dit kan wees, dat die bloed van mense tog 'n stem het, en tog kan praat. Genesis 4 vers 10, al daar in die begin van die Bybel, kom die Bybel en hy sê, dat die stem van die bloed van jou broer, roep na my van die aarde af. God praat met Kain, hy sê, waar is Abel? Want Abel se bloed wat gestort is, praat van die aarde af, tot in die hemel. So dis duidelik, en ek wil hê, moenie daaroor eers enige stryd hê nie, dat die bloed van mense het 'n stem, bloed kan praat, bloed kan kommunikeer met my en jou. Stem jy met my saam? Dalk nie met 'n hoorbare stem nie, maar dalk met 'n fluisterende stem, wat die bloed tog met my en jou praat. Die Bybel in ons teksgedeelte sê, dat die bloed van Jesus spreek van beter dinge. Die bloed van Jesus praat, die bloed van Jesus kommunikeer tot my en jou, en hoor mooi, van beter dinge. Oh, halleluja, nie van dit wat Kain en Abel gedoen het nie, dit spreek van beter dinge. En as jy na die wetenskap kyk, dan praat bloed kliphard. Want wanneer jy gaan, en jy nie so lekker voel nie, wat sê die dokter eerste? Tannie, jy moet gaan vir bloedtoetse. Want bloed kan praat. Bloed praat oor jou foute, bloed praat oor jou suksesse, bloed praat van jou siektes. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Wanneer 'n vrou nie so lekker voel nie, en sy gaan trek bloed, dan sê die dokter, ek het goeie nuus in jou bloed gekry, jy is swanger. Of wanneer 'n vrou nie lekker seker is, of daar 'n geveg is oor wie die pa is, dan word daar bloed getrek, en die bloed vertel, wie is die pa? Want hoekom? Want bloed
kan praat, bloed kan gesels, bloed kan kommunikeer, en wanneer jy bloed trek, kry jy jou cholesterol uitslaa, en dan kan fout met jou bloeddruk uitgevind word, en dan kan kyk of jy kankers het, en enige ander siekte kan opgetel word deur jou bloed. Hoekom? Want bloed praat. Bloed kan kommunikeer. Dit is daarom met my en jou iets te kan kommunikeer wat ons nie geweet het nie. Nou, Levitikus 17 vers 11 sê 'n baie mooi gedeelte. Hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En ek, dit was God, het dit aan julle op die altaar gegee. Hy praat van die kruis wat sou kom, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk voorsiening vir die siele van die mense. Hoor jy vanmôre dat die bloed van Jesus het al in die Ou Testament 'n stem gekry om vir my en jou in 2025 voorsiening te kan bring sodat ek en jy kan lewe en oorvloed kan geniet. Daar's geen plaasvervanger vir bloed nie. Daar's nie iets waarmee bloed vervang kan word nie. Bloed is lewe, en as ons vanmôre vir mekaar sê dat bloed kan kommunikeer, bloed kan gesels, hoeveel te meer nie die bloed van Jesus Christus nie. En ek en jy moet vanmôre ons oor open, sodat ons kan hoor wat die bloed van die vlekkelose lam vanmôre vir my en jou wil sê. Daar's so 'n mooi gedeelte, 1 Johannes 5 vers 8, hy sê, en daar is 3 wat getuig. Nou wat is getuig? Getuig is praat. Getuig is kommunikeer. Getuig is iets wat oorgedra word. Hy sê daar's 3 wat getuig op die aarde, en ons ken dit almal. Hy sê dis die gees, dis die water en dis die bloed. En hier die bloed van Jesus wil vanmôre met my en jou spreek, voordat ek en jy in die tafel van die Here gaan sit, sodat ons kan hoor wat die bloed vir ons wil sê. En tereg sê jy dalk, wat sê die bloed? Met wie praat die bloed? En dis hoekom ek vanmôre 'n bietjie met jou vinnig wil gesels oor die bloed van Jesus wat praat. Nou, in die eerste plek, die bloed van Jesus, nommer 1, praat met die duiwel, met die bose en met al sy demone. En jy moet nou sê amen. Hoor gou vanmôre vir my. Wanneer jy hierdie beker vanmôre drink, en wanneer jy hierdie bloed na jou lippe toe bring, dan sê jy heel eerste, dankie Jesus, dat u bloed vanmôre met die duiwel praat. Want meer as ooit, meer as enige tyd anderste, het ons nodig dat die bloed van Jesus begin om met die duiwel te praat. Want hoor gou vir my, die duiwel loop rond, soos Pieter gesê het, soos 'n brullende leeu, maar hy kan nie na by die bloed van Jesus kom nie. Hy kan nie om die bloed van Jesus kom nie. En ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, dat daar is geen iets wat so effektief is teen die werke van Satan, soos die bloed van Jesus Christus nie. Nou hoor gou mooi, wat sê Hebreërs 1:28, Hebreërs 11:28, hy sê, en deur die geloof het Moses die Pasga gehou, en die besprinkeling van die bloed, sodat die verderwer, sodat die vyand, sodat die Satan, sodat die doodsengel, sodat die demone, hulle eersgebore nie kon aanraak nie. Eksodus 12:22 sê, Moses, vat 'n hysoptakkie, druk dit in die bloed van die lam, en dan verf jy die kusyne, want hierdie bloed, waarmee jy die kusyne verf, het 'n stem, dit spreek tot die duiwel en sê, hierdie is die eiendom van God self, hierdie is die kinders van 'n lewende God, jy mag nie aan hulle raak nie, jy mag nie naby hulle kom nie, wanneer die doodsengel verbykom, dan moet hy verbygaan, want die bloed van Jesus het 'n stem, die bloed van Jesus praat, die bloed van Jesus kommunikeer met die vyand en sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, niks kan jou skade doen nie, niks kan jou onkant vang nie, want die bloed van Jesus reinig jou, dit spreek tot die duiwel en sê, hierdie behoort aan die koning van die konings. En wanneer daar die bloed van 'n lammetjie die vyand kon weggehou het, hoeveel te meer die bloed van Jesus Christus, hoeveel te meer die vlekkelose lam se bloed, wat harder praat as die bloed van 'n lammetjie. Dit was nie nodig gewees nie. Jesus het gekom vrywillig om teen die duiwel en sy demone sy stem te laat hoor.
Dis hoekom ons praat, dat ons die bloed oor ons kinders pleit, en oor ons eiendom pleit, en ons pleit vir die bloed van die beskerm oor ons geliefdes. Hoekom? Want die duiwel kan nie aan die bloed gewastes vat nie. Toe ek hierdie boodskap voorberei, toe wys die Here my so 'n prentjie. Hy sê daar so 'n denkbeeldige shield rondom die geliefdes van die Here. En wanneer die vyand aan jou wil raak, hy kan nie deur daardie shield kom nie. Hoekom? Want die bloed spreek, die bloed praat. Hierdie behoort aan my. Los dit uit. Dis my eiendom. Dis my eiendom. Jy kan niks aan dit doen nie, want hulle is bloed gewas. Openbaring 12 vers 1 sê, en hulle, wie is dit? Hy praat van my en jou, en hulle het oorwin, deur wat? Deur die bloed van die lam. Ons het oorwin deur die bloed van die lam. Want die bloed van die lam, toe dit op die aarde gestort is, toe dit daar by Golgotha op die houtkruis gedrup het, en op die aarde gedrup het daar die bloed iets gespreek, dat ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. Ons sal op slange en op adders trap, dit sal ons niks doen nie. Die vyand sal in een rigting na ons toe kom, en in 7 rigting sal hulle van ons verdwyn. Hoekom? Want die bloed van Jesus spreek harder as enige iets anders in die naam van Jesus. Kolossense 2 vanaf vers 15 sê, nadat hy die owerhede en die magte, die duiwel en die vyande uitgeklee het en hulle in die openbaar ten toon gestel het, het hy oor hulle getriomfeer. Jesus het aan die kruis harder as ooit gepraat, my bloed, vyand, hierdie is my kinders. Miskien moet jy, wanneer jy in die oggend van die huis af wegry en jou kinders wegtrek en Tiaan, wanneer jy beweeg na 'n vreemdes land toe, dan sê jy, o Jesus, mag die bloed vanmôre begin praat met die duiwel dat ek behoort aan Jesus. Jy sien, dis wanneer ons onder die bloed uitgaan, wanneer ons in die moeilikheid kom. Dis wanneer ons onder die beskerming van die bloed uitbeweeg, dat ons in die moeilikheid raak. Want as jy onder die bloed is daar 'n waarborg vanmôre, dat jy is koningskind, bloed gewas. Verstaan jy vanmôre, hoekom ek sê dat die bloed van Jesus praat? Verstaan jy dat die bloed het 'n stem, en hy kan vanmôre kommunikeer tot voordeel van die gelowige? In die tweede plek, die bloed van Jesus spreek vanmôre tot die gelowige. Nou kan ek gelowige sien? Hallo? Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe het Christus in ons vrygemaak. En hoor gou die volgende vers. Hy sê, want God het dit wat die wet nie kon doen nie, deur Jesus kom doen. Wat het hy kon doen? Hy het sy bloed kom stort. Hy het sy bloed kon stort, en deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees in te stuur, en die sonde te kom oorwin. Die bloed van Jesus wil vanmôre vir die gelowige sê, dat die sonde het geen houvas op die kinders van die Here nie. Ons is vrygekoop, ons wandel nie meer na die vlees nie, ons wandel nou na die Gees. Die bloed wil vanmôre vir die gelowige sê, jy's losgekoop, jy's versoen, jy's losgekoop van die hel, jy's losgekoop van veroordeling, jy's losgekoop van die wet, jou sonde is betaal, dis uitgevee, en ek dink nooit ooit weer daaraan nie, sê die Here vanmôre. Die bloed van Jesus wil vanmôre met my en jou praat en sê, jy behoort aan Jesus, hy het duur vir jou betaal. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons, en Christus het gesterf, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Vers 9, veel meer dan nou, sal ons geregverdig is in die bloed, nou dat ons gered is. Sjoe. Weet jy van jou nie? Sy bloed praat vanmôre. Sy bloed het vanmôre 'n stem, en vanmôre vir ons wil sê, dat ek het jou duur gekoop, jy behoort vanmôre aan my. Daardie bloed wil vanmôre vir my en jou as gelowige sê, dat ons is nie ver van God nie, ons is naby hom. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat ver was, het naby gekom. Hoe?
deur die bloed van die lam. Ons wat ver was, het naby gekom deur die bloed van die lam. Ons is nie meer een kant nie, ons is nie ver van God verwyder nie. Nee, ons is kinders, en omdat ons kinders is, roep die Gees uit, Abba Vader. Hoekom? Want die bloed spreek vanmôre tot die gelowige. Dis nie al nie. Hierdie bloed van Jesus spreek vanmôre tot die gelowige en wil vir ons sê dat ek en jy kan met vrymoedigheid na die troon toe gaan. Hoor gou wat sê Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, hoekom? Deur die bloed van Jesus Christus. Die voorhangsel is geskeur en vanmôre kan ek en jy met vrymoedigheid tot in die troonkamer van God nader, want die skeidsmuur wat sondes opgebou het afgebreek. Die Here kyk nie na ons met 'n sondige uitkyk nie. Hy kyk na ons deur bloedgewaste oë. Ons behoort aan die Here en daarom hoef jy nie skuldgevoelens te hê wanneer jy bid vir jou sondes wat vergewe is nie, want die Here sê met vrymoedigheid kan ek en jy tot die troon van Jesus nader. Ek hoor so rukkie terug, iemand sê, "Sjoe pastoor, ek kan net nie gebid nie. As ek bid, dan dink ek aan al my verkeerde dinge. Dis die vyand wat dit inbring om te verhinder dat jy nie kan bid nie, maar jou bloed moet vanmôre hoor wat Jesus se bloed sê, dat jy met vrymoedigheid kan toetree tot die Vader." Hebreërs 10:22 sê, "Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekering, die hart besprinkel met bloed gereinig van slegte gewetes." Wanneer Jesus jou sonde vergewe het, dink hy nooit ooit weer daaraan nie. En ek en jy as gelowige kan na Jesus toe gaan enige tyd, dag en nag, en kan ons tot die Vader nader met 'n gerusheid, want hy het vir ons die prys betaal. Hebreërs 10:14 bevestig dit, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus nie ons gewete en ons harte reinig nie. Ek weet nie van jou nie. Openbaring 7:14 sê, dat my klere is wit gewas deur die bloed van die lam. O, jy hoor nie wat ek sê nie. Openbaring 7:14 sê, wit gewas deur die bloed van die lam. En daardie bloed spreek vanmôre tot mense en sê, jy behoort aan my, jou sondes is vergewe, kyk, ek het alles nuut gemaak, jy behoort aan die Here. Nog 'n ding wat hierdie bloed vanmôre met my en jou spreek is, hoor gou mooi, ons is duur gekoop. Ons is duur gekoop, hoor gou. 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat ons weet, nou weet jy dit vanmôre, omdat ons weet, dat ons nie deur verganklike dinge gekoop is, goud en silwer nie, nee, maar met die kosbare bloed van Jesus Christus, is ek en jy losgekoop, vrygekoop, uitgekoop, en ons is op pad na Jesus toe, want ons is duur gekoop. En vanmôre wil ek hê, dat jy die stem van Jesus se bloed sal hoor, wat vanmôre vir jou sê, ek het duur vir jou betaal, ek het my lewe gegee, sodat jy kan lewe, en in oorvloed kan lewe. What can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. En vanmôre wil ek hê, dat jy die stem van die bloed van Jesus sal hoor, wat teen die vyand spraak, sodat hy naby jou kan kom nie, maar dat jy ook kan hoor dat die Here sê, ek het my bloed gegiet vir jou, sodat jy na my toe kan kom, jy is skoon gewas, jy is duur gekoop, en niks kan jou uit die hande van Jesus ruk nie. In die derde plek, hierdie bloed van Jesus, preek vanmôre ook tot die ongelowige, ja, tot die bose, tot die gelowige, maar ook vanmôre tot die ongelowige. Nou hoor gaan my hart. As jy 'n kiem in jou bloed het, 'n virus, of 'n bakterie, of iets wat jou bloed vuil maak, dan gaan jy dokter toe en hy gee jou iets om jou bloed skoon te maak, om jou bloed te besmet,
of om jou bloed te reinig, penicillin of antibiotika. Maar hoor gou vanmôre, daar's niks wat die bloed van 'n sondaar so skoon kan maak soos die bloed van Jesus Christus nie. Daar's niks wat jou kan so ontsmet soos die bloed van Jesus nie. Dawid bid, hy sê, Here, ek het gesondig teenoor U, maak my rein. Hy sê, Here, ontsondig my. Daar is nie eers so 'n woord in die woordeboek nie. Ontsondig my. Waarmee kan ek ontsondig word? Met die bloed van die lam. En maak nie saak hoe groot, hoe erg, hoe verskriklik jou sonde was nie. Die Bybel sê, die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As jy jou sondes bely. 1 Johannes 1 vers 9. Is hy getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Die bloed van Jesus spreek van hoop. Dit spreek van redding, dit spreek van lewe, dit spreek van genesing, dit spreek van vergifnis. En vandag meer as ooit het ons vir sondaars iets wat hulle rein kan maak, die bloed van Jesus. Hoor gou. Nie 'n mooi kerk, lekker musiek, goeie programme wat ons aanbied nie. Ja, hierdie goed help alles om sondaars tot bekering te kry. Maar as niks wat sondaars so kan bekeer, soos 'n aanraking met die bloed van Jesus. In die era waarin ons lewe, is mense bang vir bloed. As ons by 'n ongelukstoneel kom, dan sê ons, moenie help nie. Jy weet nie of daai mens siek is nie, moenie nie bloed vat nie. Ek sien dit op die TV, as hulle rugby speel en daar's bietjie bloed, dan trek hulle handskoene aan tot hier, want ons weet nie wat kan bloed doen nie. Bloed is gevaarlik, en wanneer daar bloed kom, dan kyk ons weg, ons gril vir die bloed. Daar's niks soos die bloed van Jesus nie. Daar's niks soos die bloed van Jesus nie. En sondaars het niks anders te nodig nie, as die storie van die bloed van Jesus. Hoor gou mooi, die storie van die bloed van Jesus. Hy het nog nooit sy krag verloor nie. Nog nooit nie. En as jy vanmôre hier sit en sê, ek is darm nie die bose nie, ek is nie vreeslik gelowig nie, Here, ek is eintlik maar sondig en ongelowig, dan sê die Bybel vanmôre, dat God se bloed wil vanmôre met jou praat, sodat jy jou lewe kan radikaal verander, en Jesus volg as jou enigste verlosser en saligmaker. Want Jesus se bloed praat. En miskien hoor jy dit nie vanmôre nie, dan wil ek bid, Here, ek wil hulle regte ore in die gees kom salf, sodat mense God se stem deur sy bloed kan hoor. Ek sluit af. Die 4de plek waar die bloed van Jesus praat, en hy praat tot God die Vader. Hier is mooi. Eenmal 'n jaar, in die Ou Testament, moes die hoëpriester in die allerheiligste van die tempel inbeweeg met 'n bakkie bloed. Die bloed van 'n lam wat geslag was, en dan het hy ingekom en het hierdie bloed gaan besprinkel op die versoeningsdeksel van die ark. En die betekenis daarvan ken jy. Hy het in die allerheiligste inbeweeg, want dit was in die teenwoordigheid van die Here, met die bloed, want dit is net bloed wat sonde kan vrymaak, of sonde kan betaal, en dan het hy met die bloed gekom, en die versoeningsark, wat God se teenwoordigheid was, het hy dit besprinkel, sodat die volk in aanraking met God kan kom, en die volk hulle sondes kon vergewe. En dan het God afgekyk in die allerheiligste in, waar Moses of waar Aaron die bloed gesprinkel het, en daardie bloed van daardie lammetjie of sondebok het met God gepraat en gesê, die sondebok het gesterf, sodat die volk hulle sondes kon vergewe kry. Daardie bloed het 'n stem gehad. Maar Here, dankie vir die Nuwe Testament. Here, dankie dat daar 'n dag was, toe Jesus aarde toe gekom het, en hy die plek van die vlekkelose lam ingeneem het, die sondebok se plek ingeneem het, en Jesus praat nou met God die Vader, met sy bloed, en sê, Here, hierdie is my kinders, hierdie is ons kinders, Here, ek het betaal vir hulle met hulle bloed, hoor Here, hulle het berou, Here, hulle het vergifnis nodig, Here, hulle het vrede nodig, Here, vergewe hulle sondes, en die God die Vader hoor die bloed van sy seun wat gestort is, en dan sê ek spreek hulle vry. Ek vergewe hulle.
Ek weet dit werk nie heeltemal soos wat ek het vir jou verduidelik nie. Hoor my hart vanmôre, dat die bloed van 'n lammetjie het tot God gespreek vir vergifnis, hoeveel te meer die bloed van Jesus Christus. Hebreërs 9 vers 12 sê, ook nie met die bloed van bokke nie, ook nie die bloed van kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligheid en vir ewig die verlossing bewerkstellig. En wanneer ek op my knieë gaan en sê, Here, ekskuus, ek het gesondig, Here, vergewe my, ek het verkeerd gedoen, dan praat die bloed wat oor my uitgegiet is met God die Vader. En dan sien die Vader nie meer sondes nie. Hy sien die bloed van sy seun. Al was my sondes soos skarlaken, dit sal wit word dan die sneeu. Weet nie van jou nie? Ek is moeg vir die stem van die wêreld. Ek is moeg vir die stem van die wêreld wat daar buite kliphard tot ons spreek. Die stem van die radio en die stem van die TV en die stem van die koerante en die stem van die president en die regering. Ek wil net een stem hoor. Die stem van die bloed. Die stem van die bloed. Het jy geweet dat ek en jy, wanneer ons in die hemel inkom, gaan ons saam met die engele sing? Wie het dit geweet? Dis wat ons gaan doen, so asseblief, jy moet begin oefen. En die woorde van daardie lied wat ons gaan sing, is nogal in die Bybel opgeskryf. Ek weet nie hoe gaan die wysie klink nie, en ek weet nie in wat se taal gaan ons dit sing nie, maar ons gaan in die hemel gaan ons sing. Openbaring 5 vers 9. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons met die bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Dis die woorde wat jy in die hemel gaan sing, die oomblik wanneer jy in die hemel gaan kom. Nie ons gaan juig daar in die hemel nie. Nie what a day that will be nie. Jy gaan sing van die bloed van Jesus Christus. Want hy het jou dier gekoop. En ek wil hê jy moet hierdie woorde so eenmal 'n dag moet jy dit sing, sodat jy die woorde kan kry. Want jy gaan dit verseker in die hemel sing. Die bloed van Jesus praat nie net op aarde nie. Dit praat tot in die hemel. Want hy was waardig. Hy het die bloed gestort, sodat ek en jy vanmôre kan lewe. Verstaan jy die bloed? Ons het vanmôre die voorreg om aan die tafel van die Here te sit. Dit gaan oor die bloed wat gestort het vir my en jou. Verstaan jy nagmaal vanmôre so 'n bietjie beter? Die Bybel sê, doen dit tot my gedagtenis. Sjoe. Wat 'n gedagtenis? Dat daardie bloed het 'n stem. En hy's besig vanmôre om met die bose te praat. Hy's besig om met jou as gelowige, vir jou as ongelowige te praat, maar ook vanmôre tot God die Vader. En mag jy vanmôre hoor, terwyl ons aan hierdie tafel gaan sit, wat Jesus se bloed vir jou wil sê. Here, baie dankie vir die bloed van die lam. Here, dankie dat ek vanmôre skoon gewas is, en dat ek onder die beskerming van Jesus se bloed is. Here, ek wil vanmôre bid dat U vanmôre sal hard praat, sodat ons die stem kan hoor. Amen en amen.